Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 30 April. Soeter as heuning. Dink aan jou gunsteling nagereg. Is dit goed vir jou gesondheid? Dalk gebruik jy heuning as 'n soetmaakmiddel of selfs manuka heuning vir die medisinale voordele wat dit klaarblyklik inhou. Het jy al ooit heuningkoek probeer? Dit het 'n lieflike, sagte tekstuur, 'n soet wat behoorlik smelt in jou mond. In Psalm 119 verse 103 en 104 word die woord as heuning beskryf, 'n antieke metafoor wat op verruklikheid dui en lees: Hoe aangenaam is u woorde vir my, dis soeter as heuning vir my mond, deur u bevele kry ek insig, daarom haat ek elke valse pad. Let op die sinnetjie, uit u bevele kry ek verstand, oftewel ek verstaan wat u beveel in Psalm 119 vers 104. Wat beteken dit? Waarom is hierdie idee belangrik ten einde te verstaan watter voordele Bybelstudie inhou? Psalm 119 vers 104 lees: Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Ja, die woorde van God is inderdaad 'n soete lafenis vir die gees. Niks wat die wêreld ons bied kan daarmee vergelyk word nie. In teenstelling met die meeste nageregte, bring die soetheid van die woord van God genesing aan die innerlike en transformasie aan die karakter. Was jy die afgelope tyd afsydig teenoor die Here? Vandag kan jy op jou knieë val, sy woord oopslaan en drink van die lewende water, die enigste water wat die mens se dors les. In Jesaja 55 vers 1 tot 13 brei die profeet uit op die boodskap wat ons in gister se gedeelte bekyk het. Ruim nou tyd in en lees die hele hoofstuk. Beantwoord dan die volgende vrae. Voor ons aanbeweeg met die vraag, gaan ons lees Jesaja 55 vers 1 tot 13, die dringende uitnodiging. O almal wat dors het, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspreid die saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan,
Vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Jesaja 55 vers 1 tot 13. Ons gaan dan voort met die volgende vraag. Vraag nommer 1. Wat gee die Here vir diegene wat hulle self tot God wend om van sy woord te eet? Vraag nommer 2. Wat nooi hy jou hier om te doen? Vraag nommer 3. Voor watter uitdaging stel hy jou? Vraag nommer 4. Wat beloof hy om te doen? God se lewende en kragtige woord dring deur hart en verstand en deur mense hele wese as deel van die uitdaging om toe te neem in Christus. Of die Bybel uiteindelik hierdie dinge in ons gaan bewerkstellig al dan nie, hang egter af van die tyd en moeite wat ons insit. Ja, dit verg inderdaad inspanning om in die woord te delf. Die wyse waarop ons hierdie taak aanpak is ook belangrik, met 'n gees van onderwerping en gewilligheid om dinge wat ons daaruit leer uit te leef. Let op Jesaja 55 vers 6 wat lees: Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Op watter praktiese maniere kan mens dit uitleef?